Heer, wil myself verloor in U heerlikheid, wat U wil hê. Met my hart wyk toe van myself bestroom vir U heerlikheid, wat U wil ek hê. Julle kom maar sit, dankie. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees. Here, dankie dat ons vanaand hier kan saam wees. Here, dat ons as U kerk, as U liggaam by mekaar kan wees. Dat ons saam by U voete kan kom sit en voor U kan kom stil word. En hierdie woorde saam kan sing, Here, dat wat U wil is wat ons wil hê. Daarom is my gebed, Here, en ek glo ons gebed vanaand, dat U Uself aan ons sal kom openbaar. Dat ons U sal kan ken, naby aan U sal kan kom. Here, dat U ons sal kom aanraak, en deur U aanraak ook iets in ons sal kom herskep, sal kom verander. Here, sodat wanneer ons hier uitgaan, ons nie dieselfde sal wees as wat ons nou is nie. Dat ons nie dieselfde sal dink as wat ons nou dink nie. Dat ons nie dieselfde sal praat as wat ons gepraat het toe ons hier inkom nie. Heilige Gees, beweeg in ons en deur ons. Amen. Baie dankie. Nou soos ek nou gesê het, ek glo heeltemal met my hele hart, hierdie is nie 'n kompetisie nie. Hierdie is nie een of ander preek stand-off waar ons nou gaan mekaar judge nie, maar in dieselfde asem, jy het gisterand gepreek oor proe, Marius het gisterand oor proe gepreek, oor hoe ons met ons mond iets inneem van wie God is. En ek het nou so bietjie, hy het my nou bietjie onkant gevang en gesê, luister, ons preek vanaand reuk. Ek het gedog ek moet hoor preek, en toe ek nou gaan sit en my navorsing doen, toe kom ek agter, maar jy kan nie proe as jy nie kan ruik nie. Dankie, ons vat jou preek net so, kom ons gaan huis toe. Nee, so ja. En daarom wil ek jou vir so oomblik uitnooi, net ek het nou so 'n bietjie wierook in die kerk aangesteek. Ek het gehoor dat iemand gepla daar, toe blaas hulle dit dood, maar dis nou nie ernstig nie. Ek wil jou uitnooi, dink so 'n bietjie aan 'n reuk in jou lewe. Watse reuke is daar miskien wat jy dadelik kan ruik? Amper as jy daaraan dink. Koffie, dankie. Ja, nee. Eie wat braai, ek like daai ene. Ek hou persoonlik ook van 'n skaapbout in die oond, as daai reuk van skaapbout so deur die hele huis begin trek. Ek hou self van die reuk van skaapbout nog teen Woensdag as my vrou hom gebrand het. En hy, sorry babs, ek grap net. Reuk het 'n ongelooflike manier om ons amper uit ons lyf uit te vat en in 'n ander plek te gaan neersit. Reuk het so 'n manier, ek kan nou vir jou sê, hoe ruik my ma se huis op 'n Sondagmiddag? Ek weet nou nog, as ek vir 'n oomblik my oë toemaak, hoe ruik my ouma? Sy leef daarom nog, sy bly in Douglas, 9 ure weg van hier af, en ek kan my ouma ruik, as ek haar ruik. Sommer net nog 1 of 2 goedjies wat ek nou aan dink. Nee, my oupa het hier naby Bethal geboer, en sy melkstal was reg teen aan die huis. Dit is nie 'n plesierige reuk nie, maar dit laat my dink aan my oupa.
En dieselfde asem, my pa se skaapkraal was teen aan sy huis, reg buite sy slaapkamervenster. Ek dink omdat hy sy pa ook maar gemis het. So toe dink hy, kom ek kry skaapmis reuk in my kamer. Maar dit vat my uit Delmas, uit Bloemfontein toe, of dit vat my uit Delmas, uit Bethel toe, die oomblik wat ek aan daai reuke ruik. Reuk is een van die sterkste amper sintuie wat ons kry. En reuk kom ook, en dit kom vul op 'n manier, as ons net vir 'n oomblik daaroor sit en dink, kom vul dit amper ons herinneringe, ons geskiedenis. As ons dink aan enige lekker saam wees tye saam met mense, Kersfees etes, Sondagmiddag etes, by ons huis ook Sondagaande, normale Sondaande tee en toast, is al wat ons gekry het op 'n Sondagaand. Ek ruik daai rooibos tee en toast van my maale. Reuke wat ons in 'n oomblik weer herinner, amper ons hele wêreld weer wakker maak. En amper soos, julle ken Pavlov se hond, die oomblik wat ek dit ruik, dan begin my mond water, begin my maag al so 'n bietjie grom, begin ek dink, dis nou etenstyd. Hier kom nou iets. Jy het gesê koffie, né? Daai reuk van koffie. En hierdie reuk, dink ek nie, is net soort van 'n aanhangsel tot die lewe nie. Dit is 'n intense brug van emosie, van herinneringe, en ek dink ook op 'n manier van die goddelike. Nou, ek dink baie kere as ons nou ons sintuie in 'n rangorde sou stel, dan sal ons sig en dan gehoor miskien heel eerste sit, né? Dis my opvallend hoe ook ons dowe mense, daar's gehoorstukkies vir dowe mense of mense wat sukkel om te hoor. Daar's brille vir mense wat sukkel om te sien, maar daar's nie neusstukke vir ouens wat nie kan ruik nie, of iets in jou mond om jou te help nie. Daai twee sintuie word versterk en aangehelp. Maar die ander wat ons lewe eintlik so vul, dink ek, worry ons dalk nie genoeg oor dit nie. Nou ons sien dit ook in die Bybel, dat ons gaan nou nog later daaroor praat, maar dat God sig en klank gebruik om met sy mense te praat. Net daar in Eksodus is daar 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag. Hulle kan dit nie mis nie. Ek dink ook daai vuurkolom was 'n sagte vlammetjie wat daar gebrand het. Ek dink moes 'n geraas gewees het. Of God se stem wat ons duidelik hoor daar by die doop van Jesus. Dit is baie duidelik vir ons. Maar in die taal van klank, van reuk, in die taal van reuk ontdek ons ook in die Bybel 'n ongelooflike hoeveelheid goed van wie God is. Reuk word baie kere as 'n metafoor gebruik vir God se verhouding met mense, God se verhouding met die wêreld ook. Begin onder andere daar, ons sien dit by Noag, waar hy 'n brandoffer bring, en dan staan daar dat God het die reuk welgevallig gevind, dink ek sê die 53, ek hou daarvan. Hy het die reuk goed gevind. En dan is daar baie voorbeelde in Eksodus, in Levitikus, in Numeri, van God wat die offergawes of die offerhande van sy mense ruik en daarvan hou, 'n aangename reuk is. Selfs in Openbaring is ons gebede soos wierook voor God se troon. God ruik ons gebede. God ruik ons offergawes. En as God dit ruik en dit is vir hom 'n aangename reuk, dan is dit 'n teken van aanvaarding, van liefde, van genade, eintlik ook van God se nabyheid aan ons. Want gehoor, dink ek, is baie keer iets daar ver. Of sig is baie keer iets daar ver. Maar proe en reuk is hier in my gesig. Ek kan amper nie loskom van iets wat lekker ruik. Ek weet nie, julle wat nou daar by die wierook sit, mens kan nie, geen om waar jy gaan nie, daai reuk sit hier in jou neus, né? Miskien is die ander probleem dat dit partykeer ook negatief is. Ek wil nou op niemand se tone trap nie, maar as julle nou al in iemand se huis was, wat 10 honde het, wat permanent in hulle huis is,
of katte het, nee. Jy kom nie weg van daai reuk nie, dit sit naderhand aan alles vas. Positief en negatief speel reuk 'n invloed. Ons God is 'n God wat ons offergawes ruik, wat vreugde vind in die reuke van mense, in die reuk van hulle offergawes, in die reuk van hulle gebede, in die reuk ook van hulle lewens. En hy's in die detailtjies naby by ons. Maar meer as dit. In Efesiërs 5 lees ons, soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Twee goed wat ek wil, ons het nou gepraat oor geur en reuk. Maar kyk gou hier, soos Christus ons liefgehad het en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe. In hierdie een element van reuk in hierdie vers in Efesiërs 5 leer ons iets van wie is God. God wat sê, ek het julle so lief, ek gaan hierdie offergawe self bring. Ek gaan hierdie aangename geur self in hierdie wêreld inbring. Nou gaan hy verder, Paulus, as hy skryf in 2 Korintiërs 2, hy sê, maar dank aan God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons weer versprei, bedoel ek, deur ons versprei. Christus gee homself oor as 'n offer, met 'n aangename reuk, en dan sê hy, gaan nou, en gaan wees hierdie aangename reuk. Gaan nou en gaan wees my reuk in hierdie wêreld. Op 'n manier dink ek het, nou ek word dit eintlik al voor die tyd uitgehaal het, maar ek wil vir julle hierdie wys. Het julle al ek kamp al 30 jaar amper met tienerseuns, pik nou op niemand nie, maar het julle tienerseun geryk na 'n week se kamp in die veld? Dis 'n onplesierige reuk, né? En dan kom tienerseuns baie keer met hierdie goed na vore. Dan dink hulle, dit help. Nee. Baie keer in my lewe moes ek al vir 'n tienerseun sê, asseblief gaan bad net, gaan stort net, ons kan nie meer met jou leef nie. Daar's iets in hierdie teks vir my, van ons behoort, as ons aan onsself ruik, iets van Christus eintlik te ruik. Hierdie teks sê, wees julle die reuk van Christus in hierdie wêreld. Hoor wat sê hy, kyk daar. En maar dank aan God wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Dan gaan hy verder, want ons is 'n aangename geur van Christus aan God. Vir die wat verlos word en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde 'n reuk vanuit die dood tot die dood, vir eerstgenoemde 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. Hoe ek en jy ruik, maak saak. Hoe ek en jy ruik, bring of lewe of dood, sê hierdie teks, bring of vreugde of aanstoot. Ons het hierdie reuk wat van Christus af eintlik amper aan ons kleef, wat nie van ons kan loskom nie, wat amper op 'n manier is wie ons is, want ons is kinders van God. Maar die vraag is, laat ons daai reuk in hierdie wêreld ingaan. Laat ons toe dat hierdie wêreld ons ruik. Vir baie mense 'n reuk van lewe en hoop en herskepping en nuwe kanse. Vir ander, vir hulle wat weier om te glo, vir hulle met hare harte, vir hulle wat sê ons wil nie hiervan deel wees nie, 'n reuk van dood, van afval, van sleg. Ek dink dat so baie kere is ons as gelowiges, ons dink, ons aanbid hierdie God en ons werk is om net altyd
sagkens en mooi en lekker te ruik vir almal. Paulus kom sê, vir baie mense is julle nie 'n aangename reuk nie. Want julle is die reuk van Christus vir hulle wie se harde hart is. Maar, vir hulle, sê Openbaring, wat honger het en wat dors het, vir hulle wat soek, vir hulle wat Christus wil hê, kan ons deur ons gedrag, deur genade te bewys, deur liefde te bewys, deur geregtigheid te bewys, kan ons 'n reuk van Christus in hierdie wêreld wees wat lewe bring. Wat hoop bring, wat ander, daai is 'n foto van braaivleis, is so 'n bietjie onduidelik, maar wat ander se maag sappe aan die werk kry en honger en dors na vore bring vir die liefde van Christus, vir die water van Christus, vir die lewe wat net hy kan gee. Net soos wat ons baie kere by mekaar kom om 'n Kersfeestafel of om 'n Sondagmiddagete daar sit en hierdie reuk eintlik oor ons spoel en ons herinner aan oomblikke van vreugde, net so kan ons oomblikke van vreugde vir mense in hierdie wêreld wees. Elke oomblik wanneer ons iemand ophelp, 'n traan afvee. Elke keer wanneer ons saam met iemand lag, bring ons iets van God se liefde in hierdie wêreld in. Is ons iets, soos wat Efesiërs ook sê, wat 'n aangename reuk vir God is. Wat 'n reuk is wat in hierdie wêreld ingaan. 'n Reuk wat in mense se neuse kan gaan vassit en 'n verskil kan gaan maak. Ek dink daar's 'n oproep in hierdie twee tekste en 'n oproep vir ons in Pinkstertyd om die vol spektrum van ons sintuie aan te gryp en te erken dat God is in ons en deur ons sigbaar en hoorbaar en proebaar miskien, maar ook ruikbaar, is dit 'n woord? Kom sê maar ruikbaar. Ek hoop julle het vir julle nagmaal gevat. Het julle vir julle brood en wyn gevat daar agter? Hierdie brood is nou 'n bietjie bros, maar hy ruik soos iets. Nee, daar's iets in hierdie brood wat ons ruik. En dieselfde met die wyn. As ons hom, dis 'n aangename reuk. Nee. Ons kan nou nie vir mekaar daaroor jok nie. As ons hierdie brood ruik en hierdie wyn ruik, mag ons herinner word aan Christus wat vir ons 'n aangename geur voor God is. Christus wat ons so lief gehad het dat hy homself as 'n offergawe gegee het. Daarom het hy kom en hy sê, hier is my liggaam, eet dit. Ruik hom en proe hom en weet, as jy kan hom nie proe as jy hom nie ruik nie. Is dit van daai mosbrood? Wat? Is lekker. As ons hierdie wyn ruik en gaan drink, dat ons mag ons ook herinner word dat ons hele lewens, van tuisgemaakte etes tot by ons gebede voor God opstyg na sy troon toe, dat hy in alles betrokke wil wees en lief is vir ons. Mag ons strewe daarna om 'n lewe te kweek wat ryk is aan genade, wat ryk is aan liefde en opoffering en offergawes. Mag ons streef daarna om in hierdie wêreld 'n reuk te wees wat van waarde is. 'n Reuk wat aangenaam is of wat sleg is, maar 'n reuk wat nie passief is nie, wat nie neutraal is nie. 'n Reuk wat mense aanraak en oproep
om God te leer ken. Mag ons weet dat ons God 'n God is wat sê, ek het julle so gemaak met julle neuse, om te kan ruik, om iets van my te kan ervaar. Mag jy ook, ek weet nie, soos ek nou vir julle aan die begin gesê het, ek dink reuk kan ons vat na plekke toe. En daarom help het ons, glo ek, om prakties, partykeer net vir onsself 'n reuk in ons kop te hê, wat sê, as ek dit ruik, gaan ek onthou God is by my. Ek weet God is altyd by my, partykeer vergeet ek dit, al weet ek dit in my kop. Dit help ons om 'n reuk te hê, wat sê, maar daai reuk herinner my, God is altyd hier. God is altyd in elke klein detailtjie van my lewe teenwoordig. God is nooit ver weg van my nie. En mag ons deur ons reuk ander innooi in hierdie teenwoordigheid van God. Dit is altyd vir my ook ongelooflik hoe party neuse groot is en party neuse is klein en party neuse is plat en party, ons elkeen ruik anderster, lyk anderster, is anderster. En tog sê God, hier is my kerk, hier is my liggaam. Jy pas hierin, met jou vreemde neus en jou vreemde reuk. Dis plek vir elkeen van ons in hierdie reukgevulde skepping van God. En mag julle elkeen deel wees. Mag ons elkeen ons eie spesiale God gegewe aroma in hierdie wêreld instoot. Amen. Here, ons wil onsself aan U kom gee as 'n lewende offer, wat vir U aanneemlik is. 'n Offer wat 'n aangename reuk na U toe laat opstyg. Selfe asem, Here, moet ons bely dat ons baie kere ons bes probeer om neutraal te ruik. Sodat ons tog net nie sal aandag trek nie, sodat ons tog net nie sal aanstoot gee nie. Here, help ons om soos Christus 'n reuk in hierdie wêreld te wees, wat lewe gee, wat oproep, wat mense uitdaag. Sê, jy kan nie bly waar jy is nie. Kom, kry van die lewende water. Kom, ruik sy liggaam en sy bloed. Kom, wees deel van hierdie gemeenskap. Ek vra dit in U naam, Here Jesus Christus. Amen. Staan ons sing die lied saam. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you, I depend on you, for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you, I depend on you. You're the way, the truth and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I follow Him, I depend on you, I depend on you.
Lord, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my life. I am yours forever, you mine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death, as I enter rest, I depend on you. I depend on you for eternal life, to be raised with Christ. I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my love, my treasure, my life. I am yours forever, you mine. Draw me close and teach me to abide. I depend on you. I depend on you. I depend on you. I depend on you. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader en die liefde van die Here Jesus Christus by elkeen van julle wees en bly, en mag jou reuk in hierdie dorp en in hierdie land ingaan. Amen. For my waking breath, for my day